Goeiedag en dis lekker om hierdie oordeenking te doen elke keer saam met julle en dankie dat jy hierdie week saam met ons op hierdie reistog was van groei en hopelik het jy al stadig maar seker groei begin ervaar en kan hierdie proses jou help in die tyd wat kom. Nou vandag sluit ons af met 'n stuk uit Filippense 1 vers 27 en wat hierdie stuk eintlik sê is, dit help nie ons het hierdie hele week oor groei geleer, maar ons pas dit nie toe nie. Dit word nie gesien in hierdie wêreld daar buite nie. Kom ons lees dit saam. Hoofsaak is dat julle leefstyl moet pas by die goeie nuus van Christus. So sal ek dan as ek kom sien, of as ek nie kan kom nie hoor, dat julle met een gees vas staan en soos 'n span eendragtig saamveg vir ons geloof in die evangelie. Ek sal hoor dat teenstanders julle glad nie afskrik nie. Vir hulle is dit 'n bewys dat hulle verlore gaan, maar vir julle is dit 'n bewys dat God self julle red. Wat hy hier skryf is, hy sê ons moet besef dat wanneer ons die kennis opdoen en Christus leer ken, help dit nie net ons ken dit nie, ons moet dit gaan leef. Daai twee goed moet saamkom. Ons woorde en ons dade, ons kennis en hoe ons leef. Dit help nie ek en jy sit in 'n Sondag in 'n diens of luister na hierdie goed en ons sê, ek glo, ja dis die waarheid, ja Jesus het vandag met my gepraat, maar ek gaan leef dit nie. Dan wys ons lewens dit nie, dan gaan ander mense dit nie sien nie. Hierdie teks spesifiek sê, wanneer ons so begin leef, dit wat ons glo, dit waar ons groei ervaar, daar waar ons hoop het, dit waar ons liefde sien, as ons dit uitleef, gaan eerstens ons vyande, hulle gaan afgeskrik word en besef, maar hier's iets anders wat gebeur, en tweedens, meer gelowiges en ander mense gaan tot meer geloof kom, en hulle gaan sien, maar dis die liefde waarvan Jesus gepraat het. Dis wat hy bedoel het en beplan het, toe hy sê, ek beplan vir julle voorspoed en nie teëspoed nie. Sien, ek en jy moet dit wat ons leer, of dit nou vandag is, of deur 'n week, of op 'n Sondag, of waar ook al in die natuur, moet jy gaan toepas. Ons moet dit gaan leef in hierdie lewe, en wanneer ons dit leef, kom daar ook groei. Want wanneer ons toets, elke dag leef ek dit wat ek glo, en dit wat ek ken, kom daar groei in my en jou lewe, en ook groei in die mense om ons se lewens, en in hierdie wêreld. So gaan kyk bietjie, waar moet jou denke verander, hoe moet jy jou lewe aanpas, sodat dit pas, by dit wat jou hart en jou verstand glo. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie teks in Filippense wat u vir ons net weer aanmoedig en sê, maar moenie hierdie vir julleself hou nie. Gaan leef dit uit sodat ander kan sien. Gaan leef dit soos wat Jesus het geleef het. Jesus het nie net mense geleer met woorde nie, hy het dit ook gewys met sy lewe. En dit is baie keer 'n groter storie en 'n groter getuienis as dit wat ons met woorde sê. Here, my gebed vandag is dat u ons sal help, dat ons hierdie twee goed bymekaar sal bring. Dit wat ons glo in ons harte en ons verstand, dat ons dit ook met ons liggame sal gaan uitleef in hierdie wêreld. Dankie vir hierdie Here, en dankie dat ons weet ons skat lê in u. Nie in hierdie besittings van hierdie wêreld nie. Nie in dit wat die wêreld vir ons sê ons moet bymekaar maak nie, maar hierdie kennis wat ons by u kry. Ons prys u, ons eer u, ons loof u, en ons is lief vir u, in Jesus naam. Amen. Dankie vir hierdie week, en dat jy saam met my deur hierdie pad gegaan het, en dat ons saam kon groei, en so help ons mekaar, wanneer ons dit in mekaar se lewens sien. Sterkte, geniet die dienste môre, en ons gesels weer. Totsiens.